Hoe groot is ons God? Almagtige Vader, skepper van hemel en aarde. U is die een wat was, die een wat is en een wat weer sal wees. U is 'n God wat lewe. U seun het uit die dood uit opgestaan. En daarom kan ons jubel vanoggend, daarom kan ons juig, want ons redder leef. Ons dien nie dooie gode nie. Ons vrede en ons vreugde vind ons in 'n lewende God, Jesus Christus, wat vanoggend met ons elkeen 'n afspraak het. Dit is waarom ons hier is, omdat God met ons 'n afspraak het. Elkeen van ons is spesiaal geroep by ons naam, om hom te dien, om hom te loof, om hom te prys en om hom te eer. Mag alles wat ons doen vanoggend, maar ook vir die res van ons lewens, hom tot eer strek. Ek vra dan dat ons hemelse Vader, dat U ons harte vanoggend oopmaak en dat die Heilige Gees ons vul met die woord wat U vanoggend aan ons wil bedien. Ek bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Julle kan julle plekke inneem. En ek wil graag hê dat ons net vir hierdie worship team, Morne en sy span, net 'n lekker hande klap gee. Morne, ek moet vir jou sê, dit is altyd lekker om te worship, maar as mense eie taal kan worship, is dit net so 'n bietjie meer spesiaal. Vriende, ek berei die week voor, en hier by Dinsdag begin toe net opgewonde raak. Jacques het nog nie 'n preek vir my gestuur en hy is nog nie geprint nie. Donderdag is hy op my. Vrydag is hy op my. En ek het hom geprint en ek het hom getik. Hier is hy. Maar ek gaan baie min van dit gebruik. Want die Heilige Gees sê vir my, jy sal nie oor praat wat jy wil nie. Jy sal praat oor wat ek wil hê, jy moet praat. Vanoggend se boodskap is simpel. Vreugde en vrede in God. Wat beteken dit? Wat is dit? Is dit regtig so maklik as wat dit klink? Wie van julle wil vanoggend sy hand opsteek en sê, die maklikste ding op aarde is om 'n Christen te wees? Dis 'n keuse wat ons elke dag moet begin uitleef. Paulus skryf daar in sy mansion wat hy gebly het, hy het 'n Mercedes gery. Julle ken mos vir Paulus, hy was 'n ryk man. En hy skryf die volgende woorde: Wees bly in Christus. Ek herhaal, wees bly. Verbly jou in die Here, sê hy. Toe hy dit geskryf het, toe sit Paulus in die tronk. Hy het geen rede gehad om bly te wees nie. En tog sê hy vir ons, verbly jou, maar waarin moet jy jou verbly? In die Here. Partykeer lees ons gedeeltes in die Bybel en ons mis 'n woordjie. En daai een woordjie maak 'n groot verskil. Hier sê hy, verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou. Toe my kinders klein was, het hulle geloop en hulle het gesing. Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here, verbly jou, verbly jou. Dit het later by my ingesink. Ja, ek weet ek kan nie sing nie. Sorry, Morne. Maar dit is so 'n belangrike vers, wat ons in ons harte moet vashou. En wanneer jy Filippense 4 begin lees, en jy gaan deur die hele Filippense 4, dan is dit amper so, jy kan nie ophou nie, jy moet omblaai.
Want daar sulke waardevolle kos vir die siel in Filippense 4 vers 4. In 2018 kom my dogter na my toe en sy sê vir my, papi, ek wil gedoop word. Ek sê, as jy laf, ek het jou gedoop toe jy babiekie was. Sy sê, papi, ek wil gedoop word. Ek sê, word stil by die Here, gee vir my woord uit die Bybel dat jy gedoop wil word. En ek begin met die Here gesels. En ek praat nie van waar ek op my knie gaan en vir die Here bid en vra, Here, ek gesels met hom. Here, ek is, laat ek net vir julle byvoeg, ek is Maart maand van dieselfde jaar is ek groot gedoop. Sy wil gedoop word. En ek gesels met die Here. En die Here gee vir my skrif. Kolossense 3 vers 23 gee hy vir my. Alles wat jy doen, doen dit tot eer van die Here en nie om mense te beïndruk nie. En dis die skrif wat ek het. En 'n week voordat sy gedoop wil word, sy wil die 31ste Desember wil sy gedoop word. Kom sy na my toe en sy sit saam met my en ek en sy het 'n gesprek. En ek sê, vir jy vir my skrif? Sy sê, ja papi, ek het vir papi skrif. Ek sê, wat? Sy sê, Kolossense 3 vers 23, ek sê, stop. Jy sal die 31ste gedoop word. Is nie nodig om verder te verduidelik nie. 31ste Desember kom, toe net kan jy onthou, daar's 'n storm in hierdie voldriehoek wat nie gaan stop nie. En die plek waar ons nuwejaarspartytjie hou, ons nuwejaarsfeesvieringe, waar sy gedoop moet word, is besig om te verspoel. En toe sy in die kombuis inkom, sê sy, ek word vandag gedoop. Ek sê, Sjane, het jy gesien hoe lyk dit buite? Daar is 'n manier wat ek jou in 'n swembad laat ingaan, terwyl dit so blits daar buite nie. Nee, sy gaan gedoop word. Vriende, 2:00 die middag toe ons by mekaar kom, toe reën dit op 'n vriend van ons se plot, reën dit. Ons gaan in en Albie Steenkamp sê vir Sjane, meisie, ek is jammer, maar het is net te gevaarlik. Sy sê, julle verstaan nie. God het vir my gesê, ek word vandag gedoop. En julle het gesê, 3:00. Kan jy onthou die tyd? Kan jy onthou nie, maar dit was daar rond, gaan ek gedoop word. Julle, toe die tyd kom en ons stap uit, toe is daar net bokant die swembad, 'n kolletjie lig. As jy opkyk, kan jy die blou hemel sien, die res is wolke. Want sy het 'n vreugde en 'n vrede gehad, wat ek op daai stadium nie eers regtig verstaan het nie. Sy het geglo, sy moet vandag gedoop word. En sy is daai dag gedoop. Sonder 'n groot gejuig, sonder 'n groot, net die mense wat daar was, weet dit. Maar vir haar, en vir my, en vir Toinette, en vir die res wat daar was, het dit meer beteken, as wat ons besef het. Want sy het vrede met iets gehad, wat net God kan gee. Terwyl ek voorberei, vra ek vir die Here vir woord. En ek kom op hierdie af van Billy Graham. The joy of the Lord is not something we stumble upon. It is something we surrender to. En vanoggend, toe Werner open, toe hoor ek dit. Fully surrender. Ons moet oorgee in God, in sy liefde, in sy krag. Ek kan nie hier staan in my eie krag nie. Dan beteken die boodskap vir julle absoluut niks.
Daar's 'n liedjie wat ons gesing het toe ek 'n kind was, het as ek baie lief om dit te sing. Ek het die woorde baie verkeerd gehad, maar dit was vir my, was dit lekker. Miskien het julle dit ook gesing, What a friend we have in Jesus. Ek gaan nie weer probeer sing nie. Maar in die gedeelte sê ons, Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Hoeveel pyn loop ons mee? Hoeveel hartseer het ons vandag? Net omdat ons net nie vir God bring nie, want ek kan nie dit bid nie. Nee, wag, wow, ek moet daarom kyk wat ek bid. Nee, God wil hê, jy moet alles vir hom gee. Want to fully surrender to God beteken ek gee alles vir hom. En wanneer ek alles vir hom gee, dan sal ek vrede en vreugde in my lewe kry, wat die wêreld nie verstaan nie. In 2019 beland ek in moeilikheid. Nee, ek dink ek moet dit los vir 'n ander keer. Die duiwel wil jou vreugde steel. Die duiwel wil jou vrede steel. En die duiwel kry dit te veel kere reg. Hoe die duiwel Eva oorreed om van die vrug te eet. Kom ons noem dit nou maar 'n appel. Hoe het hy haar oorreed om van die appel te eet? Net op een manier. Hy twyfel by haar geplant in God se goedheid. En dis wat die duiwel vandag nog doen. Al wat hy doen, is hy plant twyfel in jou hart. Is ek goed genoeg? Ek kan nie voor mense praat nie. Ek kan nie vir mense bid nie. Ek kan nie. Maar dit gaan nie daaroor nie. Die woordjie wat daar moet bykom, is wil jy. Dis nie of jy nie kan nie, dis of jy wil. Lukas 9 vers 23 sê, as julle my wil volg, moet julle julleself verloon en elke dag, daagliks jou kruis opneem. In Engels sê dit, then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and daily and follow me. Die 53 vertaling sê, elkeen wat my wil volg, moet homself verloon, daagliks sy kruis opneem en my volg. Die belangrikste woordjie hier vir my is wil. Dis 'n keuse. Jy het nie nodig om God te volg nie. Jy het nie nodig om Jesus te volg nie. Jesus kon gesê het, jy moet my volg. Hy kon gesê het, as jy dit of dat wil hê, as jy die ewige lewe wil hê, as jy in die hemel wil inkom, dan moet jy my volg. Hy sê, die wat wil. Het is jou keuse of jy hom wil volg of nie. Almal van julle wat hier sit, het een of ander tyd daai keuse gemaak. Ek wil. Dis hoekom jy hier is. Dis hoekom ons kerk toe kom, om saam met medegelowiges, om te loof en te prys en te dien. Ek het so 'n paar maande terug, toe ek open, het ek gesê, bel iemand in die kerk. Ek weet nie wie was daai dag in die kerk, toe die telefoon is so gelei, en ek dink dat 'n stuk of 5 mense my gebel, terwyl ek hier voor staan. En my boodskap was simpel. Jy het boeties en sissies hier om jou, wat so lief is vir jou. Tel net jou foon op en bel hulle. Jy is nooit alleen nie. Behalwe dat God altyd by jou is, het jy ander mense wat omgee vir jou. Hulle wil daar wees vir jou. Toe ek jonger was, baie maarder, baie fikser,
toe het ek rugby gespeel. Nie baie goed nie, maar ek kon daarom 'n bal dra, en ek kon daarom hardloop, en ek kon daarom tackle. En eendag sit ek al by die werk, ek het net so opgehou. Ek het 'n meisie ontmoet, en ek het eerder gedink om in die aande te gaan rugby oefen of te gaan vry, wat gaan ek doen? Nee, baie lekkerder daar. Het was nie 'n verkeerde besluit nie, want ek en sy is 29 jaar al getroud. En rugby sou my nêrens gebring het. Maar ek sit by die werk, en die eerste span afrigter stap daar in, en hy sê vir my, Jacques, jy sal nie glo wat het gebeur nie. My center het so wraggies gegaan en sy enkel gebreek. Ek het jou nodig, kan jy asseblief vanmiddag vir my speel? Vanaand. Ek sê vir hom, ja, oom Sampie, ek dink ek het 3 weke laas rugby geoefen. Hy kyk vir my en hy sê vir my hierdie volgende woorde, en ek sal dit nooit vergeet nie. Ek loop om, vroeër hierdie jaar loop ek om in Arkon Park se Checkers raak, en ek sê vir hom, oom Sampie, ek sal nooit daai woorde van jou vergeet wat jy daai dag vir my gesê het nie. Hy sê, Jacques, los dit maar. Ek vat eerder iemand wat wil, as iemand wat kan. Volgende wil ek vir jou sê, jy wat hier sit, en wat kan, wil partykeer nie. Dis tyd om te wil. Ek het daai aand die beste rugby van my loopbaan gespeel. Ek het myself amper binne in die valdriehoekspan ingespeel. As ek net nie so lui was om te oefen nie. Maar die belangrikste ding is, ek het 'n les geleer, want God leer ons lesse op baie verskillende maniere. En hy het daai dag vir my les geleer, as jy wil, kan jy. Maar as jy kan, is daar baie keer wat jy nie wil nie. Toe ek klein was en ek sê vir my ma, ag ek kan nie, dan sê sy, waar is die ouer mense? Kan nie is dood van kry was dood, dankie. Daar was nie so woord by my ma van, kan nie. Ek kan nie blomkool eet nie, dis nie lekker nie. Jy kan. My ma is oorlede en ek het baie lief vir haar gewees. Maar dis haar skuld, ek het op 'n kol baie vet gewees. Want as ek 'n bord kos gekry het, moet jy dit opeet. Jy mag nie van die tafel af opstaan voordat jou bord, wie het nog so maag gehad? Kom, dit kon nie net myne gewees het, die dankie. Jy mag nie opstaan voordat jou bord kos nie klaar is nie. En toe ek nou begin bietjie minder eet, want ek en my liewe vrou gereeld onder ons gehad. Hoekom skep jy vir my so baie? Los dit wat jy nie wil hê nie. Jy verstaan nie hoe ek groot geword nie. Die volgende wat ek wil by stilstaan gehou, is die woordjie, daagliks. Daagliks moet jy jou kruis opneem. Ek hoor so baie van mense wat sê, man, ek het my hart vir die Here gegee in 2011, en daarom is alles nou honkie-dorie. Ek hoef nie my sonde te bely nie. Ek hoef nie, God vergewe my sonde sommer so automatically. Ja, vriende, 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons, as jy jou sonde bely, God is getrou en regverdig. Weer kan ek na die woordjie toe, as jy jou sonde bely. Ek wil vanoggend vir jou sê, dis 'n daaglikse proses om te besluit, wil ek vandag die Here dien? Ek het 'n keuse, wil ek dit doen of wil ek dat doen? Baie keer kom ons voor daai keuse. Toe ek 'n jong man was en ek het rugby gespeel en julle weet ek werk vir die gevangenes en daai tyd was dit rof na 'n wedstryd. Die manne het geparty. Hulle het dit geniet. Ek kan die Here dank vir die mense saam wie ek gespeel het. Nie een keer dat ek rugby gespeel het, het iemand vir my gesê, jy moet hierdie drink nie. Hulle almal het gerespekteer dat ek nie drink nie. En tot vandag toe, wat ek saam met baie van daai ouens golf speel nog daar by Groenpunt, weet.
Die wat golf speel sal weet wat 'n ladies tea beteken as jy afgeslaan het en jy het nie 'n ladies tea gemaak nie. Dan sê hulle, okay, ek weet wat hulle drink. Wat drink jy, Jacques? Want dit is nou moeilik, want ek drink ook nie meer 'n gaskoeldrinkie. Die feit is, wat ek wil sê, dis 'n daaglikse keuse om die Here te dien, of nie. As jy besluit om die Here te dien, dan gaan ek vir jou sê, dat vrede en vreugde jou lewe gaan vul. Vrede en vreugde wat jy self nie gaan verstaan nie. In 2011 verloor ek my werk. Ek bel my pa en sê vir hulle, hoor jy, ek het my werk verloor. Ek het my man wat vir my ingetree het, my rep, het dit daarom gekry dat hulle my net 'n maand verlof sonder salaris gaan gee. Maar ek is kwaad. Ek is baie kwaad. Maar in die oggend het ek nog Jesaja 51 gelees en ek was so vol dat die Here vir my gaan help, want in Jesaja 51 sê hy, wie sal jou aankla? Wie kan staan teen jou? So ek is nie bekommerd nie. En ewen toe ons daar gaan sit, toe sê Marcel Holsthausen, my rep vir my, Jacques, moenie bekommerd wees nie. Ons het hierdie saak. Ek het gesien, dis 'n getikte blaai, en daar staan not guilty, not guilty, not guilty. Net toe die saak begin, toe sê die voorsitter, hy verskoon homself, want hy voel nie lekker nie, maar ons kan 11 uur kan ons weer by mekaar kom, dan sal hy die verdict gee. Hy stap uit, en Marcel sê, wag, dat hy gou gaan hoor wat gaan aan. En hy kom terug, en hy man is witter as hierdie stuk papier. Ek sê vir Marcel, wat's fout? Hy sê, ons het moeilikheid, Jacques. Hy sê, daai mense is in die HR office se kantoor, in die hoof van HR, hy het sy kantoor deur gesluit, en ek het geklop, hulle wil nie oopmaak nie. Hy sê, is moeilikheid. Ek sê, nee, moenie worry nie, ek en hy staan daar buite, ons bid. Ek sê, moenie worry nie, ons vertrou op die Here. Toe die man terugkom, toe word ek skuldig bevind aan iets wat ek nie gedoen het nie. En ek gaan huis toe, en my Bybel lê oop op my bed, by Jesaja 51, wat ek nog die oggend gelees het. En ek vat my Bybel, en ek gooi hom daar teen 'n muur vas. Die Bybel spat uit mekaar uit. En die woorde wat ek gebruik het was, daar bestaan nie 'n God nie. Hoe kan 'n God wat my ken, dit aan my doen? En ander, ek lê op die grond, ek weet nie hoe ek daar beland nie, ek lê op die grond en iemand staan bo op my, ek voel, staan iemand bo op my, ek kan nie asem kry nie, hy staan bo op my, ek het nie asem nie, en ek wil net roep dat iemand my moet help, en ek probeer, en ek kry dit uit, Here red my, en ek huil, en ek voel hoe iemand my optel en bo op die bed neersit. Toe my pa 15 minute later daar aangejaag kom, en ek maak die voordeur oop, nadat my broer die klokkie gelei het, het my pa my net so gekyk, en hy gesê, hoekom lieg jy vir my? My pa is baie kwaai. Ek sê, ek het nie gejok nie, pa, wat? Hy sê, jy het nie jou werk verloor nie. Ek sê, ek het. Hy sê, geen mens wat sy werk verloor, lyk soos jy nie. Ek sê, wat bedoel pa? Hy sê, jy het 'n glimlag op jou gesig. Jy straal. Dit kos regtig dat ons Marcel bel, en dat hy vir my pa sê, ja oom, dis waar. Dit is wat gebeur het. Die volgende dag loop ek werk toe, en Rudy Libbe kom oor die pad gestap. Hy sê vir my, Jacques, wat het gister gebeur by jou saak? Ek sê, nee, hulle het my skuldig bevind. Hy sê, ag, ek sê, ja, regtig. Hy sê, en jy smile so groot, en weet julle hoekom? Want ek het die vrede en vreugde van God in my gehad, net wat God my kan gee. Geen mens kon dit vir my gee nie.
En stadig maar seker het my lewe verander. Dit was in 2011. In 2013 is ek op Hartenbos. En ek is besig om te vas. En enige iemand wat Hartenbos ken, sal weet, dit is seker die moeilikste plek om te vas. As jy net water drink, en van 6 uur in die aande af, ruik jy net braaivleis. Dit is nie maklik nie. My liewe vrou is so nice, sy los my in die dag, sy loop, ek weet nie eers wat het sy gedoen vir die 3 dae wat ek besig was nie, maar ek loop op die strand, en ek weet nie wie van julle ken Hartenbos nie, ek loop van Hartenbos af, loop ek Kleinbrak toe, Grootbrak toe, ek is amper in Haroldesbaai. Ek loop elke dag kilometers, praat met die Here. Ek het my lewe heeltemal omgedraai. Ek was nog altyd 'n kind van die Here. Ek het in 'n huis groot geword waar ons die Here voluit gedien het. Ek was een van die kinders wat, as dit skoolvakansie is, jepie, ek hoef nie kerk toe te gaan nie, want my pa het gesê, ons hoef in die Sondag in die vakansie hoef ons om die kerk toe te gaan nie. Ons het oggend en aand kerk toe gegaan. En ek sit daar op die strand die laaste dag, en ek het met Toinette gereël, ons gaan daai aand braai, 6 uur die aand is ek klaar, ek gaan braai. En ek sit daar op die strand, en ek stort my hart voor die Here uit, oor alles wat ek wil hê, alles wat hy vir my moet gee. Op daai stadium met deure in my gesig toegeklap, soos, julle sal nie glo nie. En ek het geglo, die Here gaan dit oopmaak. En die Here druk op my hart, gaan vra jou vrou om vergifnis. Ek sê, wat? Here, maar ek het niks gedoen nie. Hy sê, jy gaan nou om vergifnis vra, jy gaan nie net om vergifnis, jy gaan op jou knieë gaan, en jy gaan jou vrou om vergifnis vra. Ek sê, maar, okay, Here, ek dink jy het 'n bietjie verkeerd verstaan. Ek wil gaan preek, ek wil gaan mense na u toe bring. Hoekom moet ek my vrou gaan om verskoning vra? Ek het niks gedoen nie. Ek het niks verkeerd gedoen nie. 6 uur het gekom, ons het lekker gebraai, 7 uur het gekom, 8 uur het gekom, 9 uur het gekom, 10 uur het gekom, 11 uur die aand het gekom. Toe begin ek nou dink, okay, jy sal nou moet. My vrou gaan slaap redelik vroeg in die aand, daai tyd. En sy kan nie verstaan dat ek al wakker hou nie. Want tussen beklei, hierdie is moeilik. Ek weet nie wie van julle moes dit al ooit doen nie, om voor jou vrou te gaan kniel en te sê, hoor ek, vergewe my vir wat ek gedoen het, en ek doen dit. Uit gehoorsaamheid aan God. En ek kniel voor haar, en ek sê vir Toinette, vergewe my vir wat ek gedoen het. Tot hiertoe was ek 'n ander mens. Hoogmoed het my hele lewe gevul, maar vandag is ek wie God wil hê ek moet wees. En ek kniel voor haar, en ek en sy huil. En van daardie dag af was ons huwelik sterker as ooit van tevore, want God was skielik deel van ons huwelik. En nie net 'n naam nie. En God het vrede en vreugde in ons huwelik ingebring, dat ek en sy kan staan. En ja, ek en sy beklei nog steeds. Dis lekker. Ek sê vir haar nou eendag, daar sit sy, julle kan haar vra, ek sê vir haar eendag, weet jy wat, jy is die vrou wat my die meeste irriteer in die wêreld. En ek draai so om en ek loop weg, en ek draai om en ek sê, en die vrou wat ek die liefste het in die wêreld. Want sy is albei. Maar God het haar vir my gegee. En die dag toe my dogter trou, het ek en Toinette so hard gebid vir 'n man, wat haar sal lief hê, wat haar sal respekteer. Vir julle wat dogters het, dit is al wat ons verwag van 'n man. 'n Godvreesende man. En sy het hom gekry. Dank die Here daarvoor. Daar in Jakobus 2 vers 19 staan, glo jy dat God een is? Goed so, ook die demone glo dit en hulle lewe.
hulle bewe, sorry. In die Amplified sê hulle, you believe that God is one, you do well to believe that. The demons also believe and shudder and bristle in our way felt terror. Vriende, dis nie net genoeg dat ons glo dat God bestaan nie. Dis nie 'n passiewe geloof nie. Dis 'n aktiewe geloof. Dis iets wat ons moet gaan leef. En wanneer ons dit gaan leef, dan vul God se vrede en sy vreugde ons. Maar dan moet ons dit gaan leef. Ons moet dit werklik gaan leef. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ek wil weer die Amplified aanhaal. But without faith, it is impossible to walk with God and please Him. Sonder geloof in God, kan ons nie berge versit nie. Maar die belangrikste is, ek moet wil. Ek moet wil God dien, ek moet wil. Dit help nie net ek weet God bestaan nie. Ek moet regtig na hom toe wil gaan. I must fully surrender to God. Dis die een ding wat ek en jy moet verstaan vanoggend. Ek wil graag 'n voorbeeld aanhaal uit die Bybel uit van koning Hiskia. Jesaja kom na koning Hiskia toe en hy sê vir koning Hiskia, jy sal sterf. Kry jou goed agter mekaar, jy gaan doodgaan. Hiskia bid en hy vra vir die Here, Here, onthou tog dat ek met opregtheid en met volkome hart voor U geleef het en gedoen het wat reg is in U oë. En hy het bitterlik gehuil. Vriende, voordat Jesaja heeltemal uit die paleis uit te sê, die Here vir hom, gaan terug. Gaan sê vir Hiskia, ek het sy gebed verhoor. Wie van julle kan dit vanoggend sê, Here, ek het geleef soos U wil, in U oë het ek reg geleef. As ons dit nie kan sê nie, moet ons self ondersoek begin doen. Want elke Christen is veronderstel om dit te kan sê. Elke Christen is veronderstel om daai gebed te kan bid. En weet julle wat doen Hiskia? Met dit wat God hom gee. Toe die koning van Babel by Hiskia kom, toe spog hy oor sy rykdom. Hoogmoed bring mense tot 'n val. Jesaja kom weer na hom toe. En Jesaja sê vir hom, die dag kom dat alles wat in jou huis is en wat jou vaders opgebere het tot vandag toe na Babel weggevoer sal word. Niks sal oorbly nie. Ons almal weet wat het met die Israeliete gebeur. Hulle is na Babel toe weggevoer. En dan in Babel is Nebukadneser in bewind en hy bou hier die groot standbeeld. En almal moet neerbuig voor hierdie standbeeld. 3 mense sê nee, ons sal nie. Sadrag, Mesach en Abednego sê, ons sal nie buig voor hierdie God nie. Maar luister na wat hulle vir die koning sê. Hulle sê daar vir die koning, hy sal ons red uit die brandende oond en uit U hand, o koning. Maar al sou hy dit nie doen nie, moet U weet, sal ons U gode nie dien nie. Al doen hy dit nie. Hoeveel keer kom ons na God toe en sê, Here, as U dit doen, sal ek dat doen. Here, as hierdie deur net vir my wil oopgaan,
As ek net 'n bietjie meer geld kan kry, as ek net 'n bietjie meer dit kan doen, as ek net 'n bietjie meer dat kan doen, as ek net 'n bietjie meer tyd kan hê. Maar dis nie wat hulle sê nie. Hulle sê, al doen hy dit nie, sal ek nog steeds hom loof en hom prys. Wat is die moeilikste ding om te doen as dinge nie in jou lewe uitwerk nie? Om nog steeds die Here te loof en prys. Jy kan dit net doen as jy weet wat dit is, om in die teenwoordigheid van God te kom. Werner het vanoggend toe ons gebid het, toe sê hy, jy is nie in die teenwoordigheid van God hier in hierdie kerkgebou nie. Oral waar jy beweeg, is jy in die teenwoordigheid van God, want jy dra God binne in jou. Saam met jou. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees, sê Paulus vir ons. Weereens het my kinders daai liedjie gesing. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Vriende, as hierdie net 'n boek bly, wat op 'n kas lê, dan sal jy nie groei nie. Ja, ek weet, daar's 'n liedjie daarvoor ook. My kinders het hom baie gesing. Lees jou Bybel, bid elke dag, en jy sal groei. Vriende, geliefdes, ek en jy het 'n opdrag. En hier is my preek. Julle het gesien, ek het hom glad nie Ek het vanoggend het ek die goed hier neergeskryf, my preek. So kom ek so sukkel om die Bybelversies te lees, want ek skryf baie lelik. Ek skryf so lelik dat ek self nie kan sê. Ek weet nie hoe het my vrou my love letters gelees nie. Ek weet nie, ek dink sy het maar gewonder wat daar staan. Vriende, Buddy, jy smile vir net, jy sal nie weet wat dit is om 'n brief vir jou meisie te skryf nie. Julle het ge-WhatsApp en ge-SMS en gewat ook al vir mekaar. Is jy nog oud school? Okay. Kan jy ook nie lees nie? Vriende, ek het 'n vriend, en ek en hy is baie lief vir mekaar. Maar ons is die mense wat die meeste oor die Bybel kan stry. Ek en hy kan net nie saamstem oor goed nie. En eendag sê ek vir hom iets, en hy sê, en hy het 'n teacher spirit, hy's 'n ou wat as jy vir hom iets sê, dan, hy gaan doen navorsing, hy kontak professors en geleerdes, en hy doen navorsing. En ek sê vir hom iets, en hy gaan begin navorsing doen, en hy, vir 'n week lank maak hy my mal. Vir my, ek het 'n profetiese spirit. God sê dit, ek glo dit, en basta met die res. Ek gee nie om wat die res sê nie. Maar nie hy nie, en ek kan sy naam noem, hy sal nie omgee nie. Ou Wessie, hy gaan doen navorsing, en hy gaan kyk. En 2 weke later sit hy daar by my en sê, okay, en hy gee vir my klomp goed daar. En ek sê vir hom, okay, waar is jou Bybel? Hy sê, hier, ek sê, maak jou Bybel voor oop, en hy maak hom daar by Genesis 1. Ek sê, nee, heel voor in die Bybel. En ek maak oop, ek sê, sien jy daar, sê hulle, daar's bronnelyste, waaruit die Bybel geskryf is. Ek sê, kyk wat val onder daai bronnelys. En hy kyk so, hy sê, ag nee, hy sê, kom nog 2 weke sy navorsing. Maar wanneer God met ons werk, kan ek staan op 'n rots. En die wind en die weer kan maar kom. Ek beweeg nie. By die Dinsdag toe ons by mekaar kom, weet jy wat het my getref? Ek was soos gewoonlik laat. En Karlien sê vir my, ons moet nie hier ingaan nie, dan loop ons voor in die kerk in. En die mense sê vir ons, nee, hulle moet hier inkom. En toe ons inkom, toe sien ek hierdie mense hier sit, almal kinders van God. Weet julle wat was vir my die hartseerste? Dat daar net 'n handjie vol mans was. En 'n vrag vrouens. Ek het niks teen jou nie, en ek het niks teen jou nie, ek het niks teen enige vrou nie, maar Sonika, die fondasie van God se geloof is op mans gebou. En as die mans in hierdie land nie gaan begin opstaan, en sê, maar ek staan nog vir God nie,
dan gaan ons moeilikheid begin kry. Eva het miskien eerste een gewees wat van die vrug geëet het, maar deesdae sien ek dat ons mans agter in die ry gaan staan. En dis tyd dat ons weer ons plek inneem. Dis tyd dat ons weer opstaan en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Soos wat Joshua gemaak het. Ek sluit af. My vrou sal my tot opgroempunt toe vertel, jy sê dit nie, ek is nie 'n baie groot fan van Joyce Meyer nie, jammer julle vrouens, ek het my eie redes, maar ek is oop, en sy het iets pragtigs gesê, en ek wil dit vanoggend vir julle sê, you can't be full of joy, and be full of fear at the same time. Dit is so waar, sy is 100% reg, ons loop met vrees in ons rond, waarom? Net om een rede, ons gee nie alles in gebed aan God nie. Elke oggend as ek werk toe stap, dan bid ek, Here beskerm my, terwyl ek so, dan bid ek sommer vir almal, ek het die week verskriklik baie vir klein Caleb gebid. Maar ek bid vir almal, en as ek uitloop, en die hekke maak agter my toe, dan loop ek en ek sê, dankie Here, dankie vir die dag wat u beskerming oor my was. En elke een van ons moet dit doen. A heart of peace gives life to the body, and the joy of the Lord is your strength. Martin Luther sê, I have so much joy that my heart overflows, because I know God is with me. Ek het soveel vreugde in my lewe, laat my beker oorloop. Want ek weet, God is met my, God is by my, God is my krag. Ek staan nie alleen nie. God is die een wat my optel. God is die een wat my staande hou. D.L. Moody sê, the joy of the Lord is our constant companion, if you keep our eyes on him. Vreugde is in God en sy teenwoordigheid, nie in die wêreldse dinge nie. Ek en Toinette sien nou 'n jaar uit om Desember weg te gaan, om Desember bietjie vakansie te gaan hou. Maar dit het 'n begin en 'n einde. Ons vakansie gaan begin en hy gaan eindig. Maar die vreugde en vrede wat God jou gee, is oneindigbaar. Dit eindig nie. Maar as jy dit nie wil ontvang nie, jy moet dit gaan en jy moet dit gaan haal. Jy moet vir God sê, hier is ek. Here, gebruik my soos u wil. Nie soos ek wil nie. Vreugde word gevind deur gehoorsaamheid, gebed en volharding. Vreugde is verbonde aan die koninkryk van God, verlossing en berou, en nie oor wat ek in die wêreld kan kry nie. Vreugde bestaan selfs in lydingstye. Ek het julle verduidelik toe ek my werk verloor het en ek het 'n maand verlof sonder salaris gekry en daar was vreugde. Behalwe dat dit nooit gebeur het nie, dat ek die appel gewen het, maak nie, dit is nie vir my so belangrik as die vreugde en die vrede wat God my gegee het voor die tyd nie. Want voordat dit gebeur het, het ek God vertrou. Ek sluit af. Vreugde is vol, nie oppervlakkig nie, en word nie deur omstandighede bepaal nie. Vriende, die Here het vanoggend hierdie boodskap op my hart gelê en dis hoekom dit geskryf is. En ek nie van die getikte blaaie afgewerk het nie. Maar hy het ook vir my hierdie volgende gegee. En dis vir elke een van julle wat vanoggend hier sit. Luister na die woorde van Jesegiel 33. Hy sê, mensekind, spreek met die kinders
van jou volk en sê vir hulle, as ek die swaard oor 'n land bring en die mense aan die land neem 'n man uit hulle kring en sal hom ons my wag vir hulle stel hom as 'n wag aan en hy sien die swaard aankom oor die land en blaas met die bassein en waarsku die mense. As dan iemand die geluid van die bassein hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en dit neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Hy het die geluid van die bassein gehoor, maar het hom nie daaraan gesteer nie. Hy het hom nie aan die waarskuwing gesteer nie. Sy bloed is op hom. Maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel. Daarteenoor, as die wag die swaard sien, kom, en die bassein nie blaas nie, sodat die mens nie gewaarsku is nie, en die swaard kom, en neem 'n siel uit hulle weg, dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal ek van die wag afvra. Vriende, ons elkeen het 'n plig, om wanneer ons sien mense is nie op die regte pad nie, hulle te waarsku, want jy sal moet antwoord, hoekom jy hulle nie gewaarsku het nie, hoekom jy hulle nie vertel het van God nie, want jy kan, maar baie keer wil ons nie. Here Almagtige Vader, baie dankie, dat ons weet, U is 'n God van getrouheid. Here, U is die God wat ons lief het, Here, in alles wat ons doen. Here, vul ons vandag met U Gees. Here, dat ons uit kan gaan in die wêreld in, want daar buite is ons sendingveld. Here, en ons kan uitgaan en ons kan vir mense vertel van U liefde, van U genade. Here, ons elkeen het ons eie storie. Ons almal weet wat het U al vir ons in ons lewens gedoen en ons almal kan dit uit gaan dra. Here, maar dat ons opstaan, dat ons werklik opstaan en dit wil doen. Ek wil die Here dien, ek wil die Here loof, ek wil die Here prys en ek wil van vandag af alles wat ek doen tot eer van U naam en U wil doen. Here, daarom vra ek, seën hierdie gemeente. Here, seën elkeen van hulle, vul hulle met U vrede, U vreugde en U genade. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.